Heaven is silent. Keep walking. Hallelujah. Let go maar niks gebeur nie. Let go die mense daar buite sê, ag maar kom nie hier. Pull your situation and your circumstances, keep walking. Loop in die wil van God. Hallelujah. Mense, niks werk in jou stoor nie. Hallelujah. As dit die Here wat die plan vir ek en jy stoor het, sy plan. En sy plan is vir ek en jy to succeed in life. Hallelujah. Om succesvol te wees. Sonder die Here is alles te gejaag na bin. Alles is te vergeefs. Dit maak nie sins nie. Hallelujah. Ek kyk vanoggend en ek besef, ek sien 'n ander jong man en ek sien sy daas getel en die man is besig met tomgoede en ek besef sy dink ook ek die persoon gaan nie name mense nie, maar sy dink ook ek en dit al het nou hoeveel karre en wat en alles, maar sy dink ook ek en geld kan dit nie en to his life nie. Die dinge wat hy het, of wat hy accomplished het, alle dinge wat hy sien rondom hom, kan nie uit toe sy lewe nie. Want sy lewe is besig om achteruit te gaan. Systematisch gaan het achteruit. En met alles wat hy het, kan hy niks daarmee doen nie. Because sy dink loop uit. Halleluja. En dit is wat geld en dinge, materiële dinge, nie vir ek en jy kan doen nie. Wanneer ek en jy sy tyd uitloop, dan moet ons besef as ons by die Here kyk. Dis die enigste safe plek. Halleluja. Dis die enigste safe plek waar ons kan onsself bevind. Want die dinge gaan ons niks beteken nie. Die dag as ons afsluit hierso, dan sê hulle niks gaan saam met jou nie. Halleluja. As jy ingekom het, so gaan jy uit op. Halleluja. En die wat agter is al bekleed met dit waar daar is. Amen. Halleluja. Maar jy persoonlik gaan met 'n vorige Holy King staan en 'n accountjie vir jou lewe. Het jy die boodskap gehoor? Het jy aggestaan op die woord van die Here? Het jy Jesus ervaar as jou persoonlike saligmaker? Halleluja, dis die belangrikste. Because there's a man that died on the cross. As 'n man wat gesterf het op die kruis. En hy het nie vir niks gesterf nie. Halleluja, nou stem die story that Jesus paid the price for each and every one. En wanneer jy hom reject en wegstoot, gaan dit teen jou gehou word. It will be held against you. It will count against you one day. It might not be counted down, but one day when you come before the throne of grace or the holy presence of God, dan gaan jy vra, het jy nie die boodskap gekry nie. Halleluja. En die verskonings en alle dinge gaan nie werk nie. Because gaan iedereen kan nie na geleentheid gee om agter te staan op die woord van die Here. En die woord van die Here sê, wanneer die Here terugkom het almal die boodskap gehoor en almal het 'n keuse gemaak waar hulle self wil bevind, die ewige lewe of die verdoems. Amen. Die ewige lewe of die afgrond. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. In the day the song will be sung in the land of Judah. Nou die profeet praat in die present en die future. As ons kyk na die Ou Testament, dis nog voor Jesus Christus of die Nuwe Testament geskrywe gewees het, kom die profet Jesaja en hy praat in die future al. Wat gaan gebeur? Wat is die plan van die Here? Because Jesaja kom as the major prophet en hy declare in die future in wat gaan gebeur met die mensdom. Sorry. And he said, in this day, there will be a sound sing in Judah. It means in the presence of the Lord. And hij praat van die terugkeer van Jesus Christus. Ons praat van die millennium. Waar Jesus kom op die wolken, om te kom haal die wat syne is. En die Bijbel sê die gedachte, hulle wat gesterf het in Jesus Christus, sal eerst opstaan. En hulle wat op die aarde is, sal hom aanvoer en is in die hemel en die aarde sal ons op ontmoet en hy vat ons na 'n plek toe soos ek en jy sal sê, 'n safekeeping, halleluja, op die aarde. Maar die profeet praat daar reeds oor die honderde jare voor het nog nie gebeur nie, kry revelation en hy praat van dit en hy kry 'n revelation of 'n visioen en hy skryf dit neer
Hy sê en Judah sal daar gesing word. Praises unto his name. Die dag as ons onze God ontmoet. Halleluja. Die dag as ons huis toe gaan. Because heaven is our home. Halleluja. Ons is net temporary op hierdie plek. Ons is nie hier om te bly nie. Ons is hier om net die wil van God te present. En die wil van God te laat te geskied. En Jesus sê vir ek en jy die example hoe om te wandel op die aarde. En ek en jy ken die storie op 30 jaar begin. Word hy gedoop en hy ontvang die Heilige Gees vir 3 jaar. Minister, hy aan die wêreld tot bekering. Halleluja. En op 33 sterwe, amen. Hy het net 33 jaar op die aarde gewandel. Maar die profeet praat het al reeds. En sy predestijn sien hy reeds in die future dat Jesus gaan kom. En wat gaan gebeur in die Nieuwe Testament. And they said there will be praises in Judah and even know what the situation and the circumstances. Soos ons gesê het, die dinge aan voel ons heaven have been closed up. Dinge, heaven is silent. Hallelujah. Maar dat daar aan 'n dag kom wanneer ons rejoice. Wanneer sien ons onze makker kom op die wolke. En hulle wat hom aanvaar word verheerlik en ons kry 'n verheerlikte liggaam. Hallelujah. And ons rejoice and we celebrate. Hallelujah. Because of the promises of God and the prophet prophesied. And Judah sal daar gesing word. We have a strong city. Die plek waar ons gaan. Die teenwoordigheid van God. Gaan ons daar onsself bevind. It means it's a strong city. Waar niks en niemand ons. Daar's die siekte, daar's die onnodige dinge. Die gestres en al die dinge nie. It's a strong city. It means that the Lord is our refuge and our shelter. Onze protection. Halleluja. As die dag wanneer ons die wêreld, die present aarde verlaat en ons gaan waar die Here ons 'n plek voorberei het. En ons noem dit die millennium. Dan kry jy 'n tweede millennium waar hulle wat hom rejected nog in die graf is. Maar die tweede millennium word hulle opgerig om die ewige judgment in te gaan. Halleluja. So daar's 2 millenniums. Die eerste millennium is wanneer ons as kinders van die Here na die plek toe gaan wat ek en jy voorberei is. Halleluja. En die tweede is wat hom rejected. En gesê dat daar's nie 'n God nie en hulle gesterf sonder die Here. Bly in hulle grafte. En dan kom die tweede millennium. Wanneer hulle moet gejudge word. Of die ewige vuur ingaan. Die plek wat vir hulle voorberei is. Because daar is net 2 plekke. Dis heaven and dis hell. Halleluja. En op die aarde maak jy keuse terwyl jy free. En so gesê het by Livingston Handsome te begrap is. Ek is bly dat Livingston om hart vir die Here gee terwyl hy nog gelewe het. En as jy by Handsome het was hy, terwyl hy nog gelewe het, nie op sy sterfbed nie. En ek gee getuie dat Handsome 'n besluit gemaak het om hart vir die Here te gee. Halleluja. Baie keer kom ons by huise in. Dan sê hulle roep die pastoor of die manne van die Here. Wat hulle net bid vir die persoon. Because you can love as you want to, but you cannot come before the presence of God as you wish or you want to. Halleluja. Jy moet kom voor die teenwoordigheid van die Here. Kon gewas in die bloed van die lam. Want ek en jy as ons kyk na die Ou Testament. Toe Israel in ballingskap gewees het in Egypte. Toe sê die eerste moet hulle slag. 'n lam slag en die bloed aan die lintels van die deure sit. So wanneer die doodengel kom, dan sien jy daar die bloedmaak. Dan gaan jy by die plekke waar daar nie 'n merk is nie. En hy maak die eerste gebore kinders dood. Halleluja. So dit is 'n voorbeeld vir ek en jy. Wanneer jy die teenwoordigheid van die Here kom en sien jy is gewas in die bloed van die lam. En Jesus is gewas as die vervulling van let us in the name of the Lord this morning. And the word of God that God makes salvation is whole and rampant. Hy maak salvation. Wat op die teenwoordigheid is, die teenwoordige tyd wat ons lewe, maak hy 'n muur om ek en jy. And he said, no weapon formed against you and me shall be able to prosper.
Hy mag aan 'n rampad soos 'n rem. Hy oploop met confidence in die Here because daar is 'n laag om ek en jy. Die Amen. protection van God is onze guarantee or assurance. Open the gates that the righteous nation may enter. Open the gates so that the righteous nation enter. Soos ek gesê het, wanneer die eerste millennium kom, wanneer Jesus op die clouds terugkeer, dit is die eerste millennium, dan word die hekke oopgemaak en die regverdiges gaan in en hy plek wat vir ek en jy voorberei is. Dat hy sê, open the gate that the righteous may enter. And ek en jy se righteousness is out of the will and the divine purpose of God. Jesus is our righteousness. Wanneer ek en jy Jesus accept as our Lord and our Savior, we become the righteousness of God through the Lamb, our Savior Jesus Christ. Amen.